Hallo en welkom by Farmspace. Ons kyk bietjie vandag na 'n massiewe masjien, 10,5 meter. 'n Hoë spoed dis. Sy naam is die Quali-Disc. Ek noem hom die Quadzilla want, liewe ouers, die masjien kan werk. Roan van Jupidex vertel ons bietjie meer. Hoekom jy so een op jou plaas kort? Meneer, daai Quadzilla is reg, nee. Kyk, hierdie masjien is baie slim van ons. Eintlik gebou, swaar staal. Hy weeg 13 ton, 10.25 meter soos jy sê wyd. So hierdie masjien kan vir jou 'n ordentlike saadbed maak of ook jou reste vir jou inwerk. Kom ons gesels oor hom. Kom ons gaan deur hom. Kom ons begin by die hubs. Dis 'n hoë spoed dis en wat is 'n hoë spoed dis sonder 'n ordentlike paar skorrels aan hom? So ons het 600 mm skottels op ons Quali-Disc. Ja. Die gedagte is ons gaan verspoed. Hierdie masjien is gebou om tot en met 20 km/h te kan werk, deur te kan werk, maar ons vind hom baie lekker hier op 15 tot 16 km/h. Okay. Werk hy vir ons lekker. En 'n kleiner skottel gee vir ons 'n goeie spoed om te sny, maar ook dan lekker te vermeng. So hierdie masjien se diepte wat hy kan werk is 8 tot 15 cm diep. So sy algehele bewerking is dan daai toplaag. Met 13 ton se gewig kan jy imagine hierdie skottels gaan in en hy het die vermoë om te sny. So wat ons wil hê is daai toplaag, daai top 15 sny ons vir jou en ons vermeng hom vir jou ordentlik. En dan het ons ook nou weer die rollerstelsel wat hom dan net vir jou weer konsolideer. Hierdie is nou anderste as jou normale toetrap. Ja, hier is 'n balk. Hierdie is 'n packer styl. So wat gebeur met hierdie packer styl is hy begin grond hierso in die packer skei as jy dit so kan sê, in die grond, druk op die grond en hy trap vas. So hierdie rollers is ook ontwerp om as jou dieptebeheer te werk en drawiele as jy draai. So jou transportwiele kom al die pad op en dan tel jy die implement op sy trolleywiele as ek dit so kan sê daarvoor en op sy agterste rollers. Maar hier's genoeg rollers, hier's basies per seksie is daar 2 stelle rollers. So daar's genoeg draagkrag, genoeg beerings. Dis 'n baie sterk dubbelhaar beering wat hy in het. En dan kan hierdie beering vir jou draai vermoë. So ja, hierdie packers gee vir ons hierdie effek as jy so terug kan kyk. Hy druk die materiaal weer eens, knyp hy vir ons mooi vas in die grond. En hy maak seker jou reste is mooi diep gesny, ingesny, druk hom vas. Ja, hy maak seker dat daai reste mooi gesny is en dan op jou saadbed ook gee vir jou 'n mooi egalige patroon met die dubbelrollers wat offset van mekaar is. So hy trap mooi vas, ja. Nou sê my bietjie, hoe stel ek 'n 10,5 meter masjien in? So Millie, hier's waar hierdie masjien nou inkom, nee. Hy's so slim hy kan vir jou boek skryf en dit vir jou lees. Ja? So hy het 'n stelsel, eenvoudige elektro-hidroliese stelsel. So ons het 'n bankkapper wat ons dan nou basies op die masjien sit. Ons het 'n return op hom en dan sit ons hierdie masjien in 'n float mode van die trekker af. Ja. Wat dit dan vir ons gee, ons het nie baie hoë olievloei nodig. Kom ons sê dit is net so 60 en 70 liter per minuut. Wat dit vir ons dan nou gee is die masjien is lewendig. Die stelsel word gecharged deur die olie wat in float is. So in hierdie gauges stel ons middelpunt, ons middelpunt van die masjien en dan ons vlerke. So met sy 4 seksies wat hy het, kan ons die 4 seksies onafhanklik beheer deur die hidrolika wat in hom is. So elke seksie kan op 'n ander hoogte loop as ek kan op 'n ander druk loop. Ja. So vir jou lande wat nou nie heeltemal mooi almal egalig gelyk is soos daai plat lande in die Vrystaat nie, hy op 10 meter kan jy nou verstaan die wyte op die regterkant as hy begin druk, dan gaan hy op die ander vlerke begin druk. Ja, dan druk hy hierdie af. stelsel in die hidrolika maak dan nou seker dat hy level bly. So toe ons hom nou instel en kalibreer, het ons hom in 'n sagte land ingestel het ons hom net level kan kry, dan hou hierdie stelsel jou masjien level, ongeag van die grondomstandighede. En dan nou jy te antwoord hoe om hom in te stel. Daai stelsel wat hom dan nou lewendig maak, het sensors bo oor die masjien. So jy het 'n plaat hierso wat jy stel wat die potential sensor wat aan die binnekant is en dan die eyster trigger sensor hierso lees. En dan wat nou gebeur is, jy stel jou voorste ry stel jy nou op 8 cm, ons het hom nou hier op 10 cm. Stel jy op 10 cm, agter het ons hom op 12 cm gestel. Okay. Wat nou gebeur is die potential sensors begin nou lees hoor hierso, die grond is dalk nou swaarder, die masjien tel op. Wat dan dadelik gebeur as hy uit range uitkom, dan sak hy hom weer. So met die 13 ton gewig het ons die vermoë om soos ek vroeër net genoem het, hy loop op hierdie trolleywiele en op die rollers agter. So jou skottels is heeltyd independent as ek die woord kan gebruik, onafhanklik. Ja, onafhanklike skottels. So met daai hidroliese druk kan hy homself heeltyd in daai diepte hou. So as jy in 'n land werk waar jy in 'n sagte kol werk, gaan hy homself dan nou basies optel en wanneer jy na 'n harde kol gaan kom, gaan daai sensors nou weer trigger vir die diepte en dan gaan hy hom weer afforceer. So hy hou werklik waar sy diepte, gee nie om van wat die grondtoestand is nie. Daai lewendige stelsel maak seker dat as jy hom ingestel het vir daai top 15, 10 cm, hy gaan dit
stoot, geen nie om waar hy is. Wat dit lekker maak vir jou as boer, jy stel jou implement in en onafhanklik van wat die trekker, die drywer in die kajuit aan doen met die masjien, gaan hierdie masjien sorg dat hy daai diepte werk en dat hy ook daai druk op die skottels hou wat hy moet hou. So dit maak die gebruik en die gemak van die masjien net vir jou soveel beter. Dit is 'n operasie wat op sy eie hardloop. Soos ek sê, met die stelsel wat hy dan nou in het, kan hy homself heeltyd beheer. So is 'n eenvoudige stelsel, eenvoudige sensors wat jy kan vervang as daar iets fout is. En ja, dis 'n baie oulike masjien. Ons kan julle later ook net wys die opvou. As jy die opvou sien, kan jy sien eintlik hoe slim hierdie masjien is om hierdie 10 meter en 'n 3 meter konfigurasie in te vou. Ja, en daai help dan nou weer, jy weet, vir die vervoer na die volgende land toe of deur jou plaashek, jy weet. Ja. Nie almal het 10 meter hekke nie. So daai 3 meter aspek help regtig waar net om hom bietjie meer gebruikersvriendelik te maak, geen nie om waar jou plaas of veld geleë is nie. Jy kan hom hak en jy gaan na die volgende land toe, sak hom, maak seker alles is reg Ja. en jy loop hom deur. Eenvoudige open toevou aksie, ja. Jy het 'n controller en jy sit hom in transport road mode en dan gat jy. Dan is hy warm. Uit die aard van die saak 10,5 meter se breedte kort, bietjie ondersteuning. Ek verneem dis nou waar hierdie wiele inkom. Hoekom het julle hulle gekies? So kyk, hierdie trolleywiele aan die voorkant, omdat hy draai, kan gemakliker draai. En dan soos ek sê, op die Packers het hy die friction wat hy het daar, gee hom 'n gemaklike draaisirkel. Maar wat die gedagte is met hierdie masjien, soos jy sal sien, al sy silinders lê in hierdie staalpyp. Dis is 'n baie swaar masjien. So Cavernaland het gegaan en gesê, ons wil nie 'n diepte 'n probleem maak nie. So om hom af te sak is nie die ding, is om hom in die lug te hou. Maar wat dit dan op neerkom is dat jy basies jou implement is heeltyd in dravermoë. En dan kan jy konstant daai diepte heeltyd hou. Dit is eintlik maar die rede hoekom ons hierdie trolleywiele op het. So hulle help ook jou masjien maar om sy diepte reg te kry en ook maar bietjie die gewig van die trekker af te haal en bietjie op die masjien te sit dat die wiele nou maar van die ekstra 13 ton kan dra wat jou trekker nie als hoef te dra nie. So die idee is jy het basies die 13 ton tot jou beskikking om daai rollers in te kry. Hierdie help jou net om konstant daai diepte te hou. So die oomblik omdat dit 'n lewendige stelsel is, die oomblik wat die grondomstandighede verskil, gebruik hierdie stelsel dan daai gewig om jou diepte konstant op die werkende deel is jou skottels te hou. Okay, so jy het gesê julle het 2, maar eintlik het julle 3, maar jy weet ons praat nou nie van die wiele as 'n dieptebeheermeganisme nie, maar dit is sy eintlike doel is om net jou masjien daai ekstra flout te gee en net daai bietjie hulp te gee wat hy sal kort in 'n veranderende landomstandighede. Hy hom vir jou 'n flout en soos jou lande verander, soos jy sê, is die masjien se skottels in werksdiepte konstant, ja. Ek stel belang. Hoe kom ek met julle in kontak? Hoe kry ek 10,5 meter se staal op my plaas? Eerstens 'n groot lorry. Nee, daarom nie. So in die konfigurasie wat hy opvou, laai daarom redelik gemaklik. So deur ons handelaarsnetwerk reg oor die land en deur Jupitex self te kontak as jy belangstel in so 'n masjien, kan jy ons in kontak kom met ons. Vir enige navrae is jy welkom om ons te bel of julle naaste Jupitex handelaar te kontak. So ons julle gerus in kontak bring. Roan, een boodskap aan die boere. Hoekom het hulle kyk na so iets? Ek dink die gemak van die masjien, van hierdie Qualidisk, is 'n eenvoudige hoë spoed dis wat baie swaar is. As jy 'n hoë volume vinnige spoed wil werk en baie hektaar wil insit, is dit 'n masjien om na te kyk vir jou. Roan, dankie baie. Raai, dit was Roan van Jupitex. Hy het ons bietjie vertel hoekom julle hierdie eislike masjien kort. 10,5 meter, 13 ton. Hierdie is 'n hoë spoed dis wat jou boerdery na daai volgende vlak toe gaan vat. As jy belangstel om Jupitex op jou plaas uit te kry, besoek hulle, linkie bo of hier onder, kom in kontak met hulle. Hulle is gretig om op julle plase uit te kom. Dis hier van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.